Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs môre met Tiaan Eberson van PSG Wealth Pretoria Oos. Ons praat spesifiek bietjie oor finansiële nuus, portefeulje konstruksies en dies meer. Maar kom ons praat bietjie oor die Midde-Ooste. Goeiemôre Tiaan. Môre Pierre. Tiaan, ons almal is effens bekommerd oor waar ons petrolprys heen gaan. Maar wat is die spanning in die Midde-Ooste? Dit gaan vir jou, hoe lyk jy? Gedink jy gaan dit aanhou? Gaan dit voortduur? Die impak daarvan? Ja, Pierre, ek dink ons sien dat die brandstofprys is baie hoog tans. En ek dink op hierdie stadium is daar 'n onderverhaling op die prys van petrol van ongeveer R3.50 en 'n onderverhaling op die prys van diesel van omtrent R6.50. So ek dink op die 1 April wanneer daar weer besluite geneem gaan word oor oor die brandstofpryse, gaan ons ongelukkig wesenlike skokke sien op dit. So dit gaan baie duur word. Inflasie dink ek is besig om op te klim. En ek dink die moontlikheid van rentekoerse verlagings as gevolg van die inflasie wat opgaan is waarskynlik op die lange baan geskuif. Daarmee. So daar is definitief 'n bietjie moeiliker tye wat vir ons voorlê in die plaaslike ekonomie. Wetende dat daar moeiliker tye is, hoe stel mense dan 'n portefeulje saam vir hierdie tipe gebeure? Jennifer, ek dink dit is belangrik dat jou gebeure moet eerder by jou portefeulje konstruksie inpas as wat jy noodwendig jou portefeulje moet saamstel om voorsiening te maak vir die gebeure. 'n Belegger kan altyd met vrug voorsiening maak vir likwiditeit, kontant in die portefeulje, en dan ook ander bateklasse ook inbring om bietjie beter opbrengs te kry as in kontant. Byvoorbeeld, jou kontant omgewing gee vir jou inflasie plus 1 oor die langer termyn, maar jy kan 'n medium kategorie inbring wat vir jou inflasie plus 3 tot 5% gee. En dan dink ek moet jy langer termyn visie ook hê en aandele inbring wat vir jou tipies inflasie plus 7 gee. So ek dink 'n kombinasie van verskillende bateklasse is altyd noodsaaklik. So diverse portefeulje met ander woorde. Ek dink diversifikasie is die enigste in Engels free lunch wat jy kry wanneer dit kom by beleggings. En dit is ononderhandelbaar. Mens moet maar behoorlik diversifiseer. Wat sê vir iemand sê wie se portefeulje wel nie gediversifiseer is nie? Ja, dit is 'n baie wye vraag. Ek dink die gedagte is as 'n kliënt te veel kontant het, verloor jy opbrengs oor die langer termyn. As 'n kliënt byvoorbeeld net aandele het, plaas dit hom in 'n baie moeilike posisie want jy moet lewe van dag tot dag en jy moet met ander woorde groeibates verkoop om vir jou voorsiening te maak vir kontant. So ek dink vir 'n persoon met te veel kontant is dit 'n goeie tyd om bietjie uit kontantheid te beweeg na ander bateklasse wat dalk nou teruggesak het. En vir 'n persoon met te veel aandeelblootstelling is dit 'n goeie tyd om dalk miskien oor tyd bietjie uit te faseer. Nie absolute sienings te neem en groot skuwe te maak nie, maar eerder oor tyd bietjie uit die hoë risikobate uit te kom en na ander bate toe te beweeg. Maar dit moet oordeelkundig gedoen word. Hierdie goeters is alles afhanklik van spanning en risiko en dies meer internasionaal. Wêreldpolitiek het maar altyd 'n spanningselement in. Daar is maar altyd konfrontasies oral op die planeet. Dis nie asof ons nou in die Midde-Ooste die eerste keer 'n groot oorlog is. Ons dink aan Sudan, ons dink aan die Oekraïne. Dis nie die eerste keer nie. Nee, Pierre, en ek dink ongelukkig ook nie die laaste keer nie. Ek dink as ons ek weet nie of julle weet nie, maar weet julle hoeveel konflikte is op hierdie stadium in die wêreld aan die gang? Daar's 56 konflikte in die wêreld aan die gang tans waar daar oor die 60 lande by betrokke is. Op die skyfie kan ons sien dat daar 11 bekende konflikte is wat jy weet van die oorlog, die Gulf Wars soos hulle sê in die 80s, 90s tot en met die Israel-Hamas. Hierdie skyfie sluit nog nie die mees onlangse konflikte in soos byvoorbeeld die Venezuela krisis en dan ook nou die onlangse Iran krisis nie. So ek dink dis definitief so. En ek dink ook jy kan die markbeweging sien in die skyfie. So baie oulike stukkie navorsing wat gedoen is wat vir ons die impak van dit wys. So as mens dink aan konflik wat dan amper eerder die norm is as die uitsondering, moet jou portefeulje dit klaar in ag neem wanneer jy jou portefeulje dan saamstel? Ek dink so. Ek dink jy moet dit eerder as die norm sien dat daar sulke goed gaan gebeur. En belangrik met die konflikte, as ons kyk na die navorsing wat hier gedoen is wat wys die gemiddelde afname in die markte gedurende konflikte, dis nou die gemiddeld oor hierdie tydperke, was 11% wat dit afgekom het. Binne 12 maande nadat die konflik begin het, was markte positief met 15%. So dis 'n swaai van omtrent 26% binne 'n jaar wat jy sien.
So dis definitief iets om van kennis te neem en portefeulje konstruksie moet hierby inpas. As mens kyk na die tipe bates waarna mense moet belê, in onsekere tye, groeibates, moet 'n mens daarby hou, moet 'n mens dit los, wat moet 'n mens doen? Ek dink 'n belegger wat net groeibates tans het, kan dalk 'n bietjie uitbeweeg, soos ek nou genoem het, en ook voorsiening maak vir kontant, want jy moet lewe van die kontant. 'n Belegger wat net kontant het, kan byvoorbeeld nou goedkoper in die JSE inklim. Die JSE was op die 3de Maart op 129.300 punte en dit het Vrydag gesluit op net oor die 116.000 punte. So dis omtrent 11% af. So as 'n belegger byvoorbeeld die geleentheid nou wil gebruik, is dit 'n goeie tyd om 'n bietjie blootstelling te kry in aandele. So sê jy dan as iemand welvaart wil skep, is dit so half en kyk na langer termyn, moet hulle die markte nou sien half as 'n geleentheid, 'n positiewe geleentheid. Ja. Ek dink 'n krisis word baie keer of 'n geleentheid word baie keer vermom as 'n krisis. En dit is definitief geleentheid want die tye sal ook omdraai. En ek dink die olieprys sal weer afkom. Ek dink op 'n stadium sal daar finaliteit kom en dan het die markte al weer aanbeweeg. So mense moet van hierdie geleenthede gebruik. Dit gaan seker maar oor perspektief, nee. Dit gaan seker oor van waar jy die probleem benader. Die feit dat jy sê jou portefeulje moes hierdie ingewerk het van die begin af. Die feit dat jy weet oliepryse gaan opkom en af gaan, dit gaan fluktueer. Dit moes jy van die begin af gewees. Waar kry mense daai perspektief om van die begin af te sê dinge gaan verander, ek moenie maak as vir dieselfde gaan bly. Nee, Pierre, ek dink dis belangrik, is 'n belangrike punt en dis eintlik waarop dit alles neerkom. Is het daai gebalanseerde portefeulje, maak voorsiening vir minstens 3 jaar se kontant in jou portefeulje. In 3 jaar het hierdie krisis waarskynlik weer verbygegaan. En hê kontant, hê 'n gebalanseerde portefeulje en dan hê ook aandele in jou portefeulje. Sodoende gaan jy eintlik meeste van hierdie krisisse se impak op jou portefeulje negeer. Want 'n belegger wat afgetree is, wat 'n 5% inkomste uit sy portefeulje uittrek, het 'n 25 tot 30 jaar beleggingshorison. En baie dinge gaan nog verander in daardie tydperk. So mense moet nie korttermyn skuwe maak as jy 'n langtermynvisie het. Tiaan, waar kan kykers met julle kontak maak? Ek dink ons nommer op die SMS-lyn en dan ook die e-posadres wat ons het is groot@psg.co.za. Lekker. Ek dink die beste ding wat jy gesê het is langtermynvisie. Dan moet 'n langtermynvisie wees en daarvoor het jy ordentlike beleggingsportefeulje en 'n plan nodig. Jy het 'n plan nodig. Baie dankie Tiaan dat jy draai gemaak het by ons. Baie dankie vir die geleentheid. Was lekker. Ja, dis aan Tiaan Eberson van PSG Wealth Pretoria Oos. PSG Wealth Pretoria Oos help jou om die geheelbeeld te sien. Vir meer inligting, SMS gerus die woord, hier is die SMS nommer groot na 45776. Groot na 45776. SMS kostes geld. Geaffilieerdes van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Ons is nou weer terug en dan kuier ons met die groep. Ons